Kom ons raak stil vir die seëngroet van die Here. Die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die woord, op die seëngroet van die Here deur om saam te sing as 'n loflied gesang 122 vers 1, sang 122, daarvan sing ons net vers 1. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak by gesang 63. Sang 63 gaan ons die eerste en die tweede vers sing nadat ons na die wet van die Here geluister het. En u kan ook so lank oopmaak by Psalm 116. Psalm 116 gaan ons die eerste en die vierde vers sing nadat ons geloof bely. Gesang 63 vers 1 en 2, nadat ons na die wet van die Here en dan Psalm 116 vers 1 en 4 na die geloofsbelijdenis. Kom ons luister dan nou na die wet van die Here, soos wat ons Here Jesus dit vir ons in Matteus 22 gegee het, toe hulle hom gevra het wat die groot gebod is. Ek lees in Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Voor
broers en susters, elke een wat na die woord van die Here geluister het, wat na hierdie woorde wat ons nou gesing het geluister het, waar ons gesing het dat ons in volslae onvermoë voor die Here staan. Broers en susters, dit beteken ons staan voor die Here en ons besef dat ons nie ons naaste lief het soos onsself nie, en ons Here ons God lief het met ons hele hart en ons hele siel nie. Ons staan voor hom in onvermoë om ons sondes vergewe te kry, maak nie saak wat ons doen nie, dit sal misluk. Maar die woord van die Here leer ons dat elke een wat glo en bely dat Jesus Christus sy verlosser en saligmaker is, daardie persoon hoef nie te bekommer oor sy sondes wat hom nie vergewe word nie, want as hy glo en bely, is sy sondes hom vergewe, nie aan sy eie dade nie, maar aan die dade van Jesus Christus. Maar elke een wat dit verwerp, sy dade sal self voor die Here staan en hy sal self rekenskap doen. Dit staan vir ons geskryf in Romeine 6 vers 23, daar staan die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En juist as gevolg van hierdie genadegawe wat ons het, kan ons bely dat ons in God glo, en ons doen dit met volle oortuiging van die waarheid. En elkeen wat dit glo, spreek die volgende woorde in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die woord van die Here kom vanmôre tot ons vanuit 1 Timoteus 4. Daarvan gaan ons saam lees vers 1 tot 5
1 Timoteus 4 gaan ons saam lees vanaf vers 1 tot 5, met die teksverse wat die 4de vers is. Nou, as ons vanmôre deur hierdie stukkie lees, dan sal jy sien, daarso is eintlik twee verskillende temas wat aangespreek word, en ek het probeer om hulle in een preek te skryf, en toe besluit ek gaan dit 2 maak. So as dit die Here se wil is, dan gaan ons volgende week weer uit hierdie gedeelte lees, en dan ook na die ander helfte van 1 Timoteus 4 vers 1 tot 5, kyk die ander aspek. As ons nou daardeur lees, sal u sien wat ek daarmee bedoel. Dis 1 Timoteus 4 vers 1 tot 5 met die 4de vers wat die teksvers is. Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here. Almagtige God en hemelse Vader, U wat die Alfa en die Omega is, U wat die begin en die einde is. Alles het deur U ontstaan, alles sal deur U eindig. Ons staan vanoggend voor U as U kinders. Dat ons kan weet dat nie een van ons wat vanmôre hier is, toevallig hier is nie, maar dat ons hier is met 'n doel. Dat ons hier is omdat U ons gebring het. Dat elke een wat vanmôre U woord hoor, dat U Heilige Gees in elke hart sal werk, dat ons U woord sal hoor en dit sal aanhoor en sal besef dat U ons koning is en dat U met alles in beheer is. Dankie vir die genade wat ons het, dat ons ook U woord mag hoor. Werk met die Gees dat ons lewens sal inrig volgens U woord en dat ons nie te vergeefs U woord sal hoor nie, maar dit tot eer van U naam sal hoor. Leer ons U insettinge, dat ons dit kan onderhou. Bewaar ons teen die dwaling, dat ons U evangelie sal uitdra. Gee ons ook die wysheid om vas te staan in die geloof, die begeerte om U woord uit te dra, en die vertroue dat ons weet dat ons die ewige lewe sal ontvang in die genade van Jesus Christus. Leer ons ook vandag dat al die dinge wat ons doen, al die dinge wat U van ons vra om te doen, maar nie per toeval is nie, maar dat daar 'n doel agter is. Leer ons daardie doel dat ons nie sal val agter dwaalleraars aan en dat ons nie vir hulle dwaling sal luister nie, maar dat die waarheid van die skrif ons enigste prioriteit en ons enigste strewe sal wees. Ons dank U vir al die genade wat U vir ons gegee het. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam in die woord van die Here in 1 Timoteus 4 vanaf vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Deur die geveinsheid van die leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het, om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Tot sover. Ek lees weer vir ons die teksvers, vers 4. Want alles wat deur God geskape is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Tot sover. Salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters,
Is daar dalk iets in u lewe wat u doen sonder dat u weet hoekom u dit doen? Al op die oog af sal ons, meeste van ons sê nee, maar as ons bietjie dieper gaan dink, gaan ons agterkom, hier en daar is daar goeters wat ons doen uit gewoonheid, en ons weet nie regtig hoekom ons dit doen. Een voorbeeld wat ek een keer gehoor het, eintlik 'n staaltjie wat ek gehoor het, was dat daar eendag 'n klein dogtertjie was, wat haar ma dopgehou het terwyl sy besig is om 'n worsie in 'n pan te braai. En toe sy die worsie nou voorberei, sny sy die 2 punte af, en sy braai die worsie en die 2 punte nou los in die pan. En die dogtertjie vra vir die ma, nou, maar hoekom doen sy dit? Hoekom sny sy die punte van die worsie af? En die ma het so rukkie gedink en sy sê vir haar dogtertjie, eintlik weet ek nie. Ek het nie 'n idee hoekom nie. Die rede hoekom ek dit doen, is my ma het dit altyd gedoen. Daarom doen ek dit. En die dogtertjie gaan vra toe vir haar ouma. Ouma, hoekom sny ouma altyd die punte van die wors af wanneer ouma dit braai? In die pan braai. En die dogtertjie se ouma sê vir haar, nee, weet jy, ek weet ook nie eintlik nie. Ek doen dit so, want my ma het dit altyd so gedoen. Gelukkig is die ouma Grootjie nog lewendig met hulle gewees, en sy gaan na die ouma Grootjie toe, en sy vra vir die ouma Grootjie, hoekom sny ouma Grootjie altyd die punte van die wors af, as ouma Grootjie dit braai? En ouma Grootjie sê van, weet jy, ek doen dit nie meer nie. Maar sy vra toe nou, maar hoekom het ouma dit gedoen? Sy sê, nee, jare terug, toe jou ouma nog 'n dogtertjie was ons baie arm gewees, het was die depressiejare gewees, en ons het net een klein pannetjie gehad. En die worsie het nie daarin gepas nie, so ek moes altyd die punte afsny om die worsie te laat inpas. En so het dit nou maar deur die geskiedenis van ma na dogter oorgedra, sonder dat hulle weet hoekom die een die ander dit doen. Nou vandag lewe ons in 'n tyd waar mense baie lief daarvoor is om dinge wat deur die eeue oorgedra word te bevraagteken. In sekere gevalle om te bevraagteken is daar niks meer fout nie. Maar sonder dat mense weet hoekom hulle dinge doen, gooi hulle baie keer die baba saam met die badwater weg. Hulle sien, hier's 'n ding wat altyd gedoen word en ons verstaan dalk nie hoekom nie, en dan besluit ons doen dit nie, terwyl ons eintlik iets belangriks weggooi. Daar is een van 2 kante. Mens kan 'n ding doen sonder dat hy nodig is, of jy kan 'n ding doen wat nodig is sonder dat jy weet hoekom jy dit doen. En al 2 van dit moet 'n mens altyd gaan ondersoek instel. Want in hierdie gedeelte kom Paulus met 'n baie ernstige waarskuwing na Timoteus toe. Nou net gou so vinnige oorsig, wie was Timoteus gewees? Timoteus was 'n jong predikant gewees. Hy was een van die heel eerste Christene wat as 'n Christen groot gemaak is. Met ander woorde, hy is een van die heel eerste geslag Christene wat dan ook nou 'n predikant geword het. Hy is van die heel eerstes wat ons lees wat 'n predikant word, wat groot geword het. Die eerste verbondskind wat 'n predikant geword het, waarvan ons nou lees, daar kon ander gewees het, ons lees net nie regtig van hulle nie. Maar hy is van die heel eerstes. Nou Timoteus het groot geword in die geloof, en hierdie was ook 'n tyd waar Paulus nou al begin oud raak. Paulus was nog in die boeye gewees in Rome, maar hy het begin oud raak. En toe hy nou op sy ou dag is, en mens kan nou dink, die Christenkerk se wortels het nou begin vestig, dit 'n vestige kerk geraak. Mens kan amper sê, amper soos die AP Kerk vandag, wat nou ook nou begin 'n gevestigde kerk raak, het die kerk daai tyd sy wortels nou verstewig, en mense het begin vra, mense het begin vergeet hoekom hulle dinge doen. Want baie van die apostels was teen hierdie tyd wat Timoteus geskryf is, ook al dood gewees. So hulle het nou begin vra, maar hoekom doen ons sekere dinge? En dit is nou wanneer Paulus die ernstige waarskuwing aan Timoteus skryf. Hy sê vir Timoteus, 'n jong predikant, waarsku eintlik jou gemeente oor hierdie goeters. En hy skryf dan nou vir hulle dat om dinge van die verlede te bevraagteken is een ding, maar wanneer dit by die woord van God kom, moet 'n mens weet waaroor dit gaan. En as ons daar hierdie stuk kyk, dan sien ons dat om dinge van die verlede te bevraagteken, is eintlik nie iets wat so eie en uniek aan ons tyd is nie.
Mense bevraagteken vandag alles en gooi dit weg sonder dat hulle weet waaroor dit gaan. Maar selfs daai tyd was dit ook al so gewees. Dis 'n ding wat nou al duisende jare kom. Die moderne mens is nie so uniek soos wat hy dink nie. Ons doen nou maar eintlik nog al die jare net dieselfde slegte dinge oor en oor. Hulle bevraagteken al daardie tyd die goeters wat die apostels hulle geleer het. En goeters wat hoekom hulle doen. Nou in hierdie gedeelte wat ons gelees is daar 2 dinge wat hy noem. En dis die 2 dinge wat ek gesê het, dit is eintlik 2 verskillende preke. Die eet van rein en onrein voedsel en die huwelik. Nou ons gaan vanmôre dan nou meer kyk na die eet van die rein en onrein voedsel. En dan as dit die Here se wil is, sal ons dan nou volgende week met die nagmaal na die huwelik kyk. Nou, die eerste probleem wat ons behandel is die eet van die rein en onrein voedsel. Nou, die Christendom kom nou al 'n paar jaar, dit is nou al gevestig in die Christendom op hierdie stadium, dat daar nie meer 'n onderskeid tussen rein en onrein diere is, soos wat die Jode gehad het nie. Met ander woorde, die Christene het rein en onrein diere geëet, terwyl die Jode net die rein diere geëet het. En baie Jode het tot bekering gekom, en in die vroeë kerk was daar ook 'n stryd gewees daar was tussen Paulus en Petrus gewees oor die Jode se besnydenis. Daar was selfs 'n kwessie van die kwessie van Petrus wat die droom gehad het van die tafeldoek met die verskillende diere, onrein diere op, wat die Here vir hom gesê het, wat ek rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie, om te sin speel op Cornelius, wat 'n Romein was, wat die evangelie moes hoor. Nou daai geveg was nou al seker 40 jaar terug geveg gewees. En nou kom die Christene weer, nou steek hierdie dwaalleer weer sy kop, want onthou daar's nog steeds Jode wat nie daarvan hou om dat die Christene daar is nie. Hulle dink heeltyd nuwe dele in. En toe kom hulle nou na die gemeentes toe en sê weer vir hulle, maar hoor hierso, julle sê julle dien die Here, dieselfde God as wat ons dien. Maar hoe kan julle God dien as julle onrein is? Hoe kan julle onrein voedsel eet as julle onrein voedsel eet as julle onrein? Hoe kan julle die Here dan dien? En nou sit die gelowiges met julle, ons weet nie, ons doen dit maar nog net al die jare, ons eet die rein en onrein voedsel, omdat dit is wat ons ouers ons geleer het. Hulle weet nie. En nou sit hulle met die probleem, nou val daar baie mense agter hierdie dwaalleraars aan en hulle luister na hulle en hulle loop agter hulle aan. Dis hoekom Paulus hier sê, in die laaste dae sal die mense agter hulle aanloop. Nou die laaste dae moet ons duidelik verstaan, soos wat ek al in 'n hele paar maande terug ook verduidelik het, die laaste dae is die dag wat die Christene begin verwag het dat Jesus enige oomblik op die wolke kan kom. Dis die laaste dae. Met ander woorde, die laaste dae gaan nog die heeltyd aan. Dit is die tyd wat die dwaalleraars kom om mense af te rokkel van die geloof. So, hulle is daar en hulle sit met die probleem, en omdat ons ook nog in die laaste dae is, gaan ons ook met daai probleem sukkel. Nou sukkel hulle daarso. Nou, hoe moet hulle dit aanspreek? Nou, hoe moet hulle pas op vir hierdie dwaalleraars? Wat kan hulle doen om dit teen te staan? Want onthou, hierdie is 'n stryd wat hulle al jare terug gestry het. Jy kan maar dink, in ons tyd is daar dinge wat jare terug gestry was, wat so vanselfsprekend is, dat wanneer dit weer aangeval word, wanneer dit weer kom, dan weet ons amper nie wat om daarmee te doen nie, hoe om hiermee te stry nie. Daar soos elke paar dekades kom dieselfde dwaallere oor, en dan weer eens, dan weet die kerk nie wat om daarmee te doen nie. Dan sê Paulus vir Timoteus, hy gee vir hom raad, want onthou, hierdie is 'n jong predikant, hy is deur Paulus nog geleer ook, en hy gee dan nou vir hom raad. Hy sê vir hulle, gaan herinner die mense waaroor dit gaan. Herinner hulle hoekom hulle nie die onrein vleis eet. En ek is seker, as ek vandag vir elke van u vra, skryf vir my op 'n papiertjie neer, hoekom die Christene vandag rein en onrein vleis kan eet, gaan ek honderde antwoorde kry, net so 1 of 2 reg antwoorde kry. Want selfs ons weet dit ook. En dan sê hy,
verduidelik vir hulle, en dan kom Paulus en hy verduidelik nog self vir hom, hy gaan haal aan in Genesis 1. Hy gesê, in Genesis 1 het die Here gesê, alles wat hy geskaap het, is goed gewees. Met ander woorde, die rein en onrein vleis, die diere wat hy daai geskaap het, was goed. Dit beteken, toe die Here geskaap het, was daar niks onrein gewees. Met ander woorde, geen dier was onrein, daar was nie iets soos rein en onrein nie, daar was net rein. Want alles wat God geskaap het, was goed gewees. Maar as ons na Genesis 1 kyk, en verder, ons gaan 'n bietjie vorentoe na Genesis 3, dan kom ons agter, maar dit het nie altyd so gebly nie. Die rein en onrein, of die reinheid van die skepping, het nie rein gebly nie. Dit het alles drasties verander die dag toe Adam en Eva gesondig het. En eintlik, hoewel die Here eers in Exodus vir die mense geleer het wat rein en onrein diere is, kan ons regtig eers van hierdie punt af sê, hier het die rein wêreld onrein geword. Nou skielik, in die na-sondeval wêreld, kan ons begin onderskei tussen rein en onrein. So dit is waar dit begin het. Dit is waar die eerste onreinheid was, die sonde. En die sonde het alles, as ons Genesis 3 lees, dan sê die Here vir ons, alles is vervloek ter wille van die mens. Met alle woorde, toe het daar baie, alles eintlik tegnies onrein geword. In Exodus 20 het die Here gekom en hy het vir die mens eintlik, 'n mens kan sê, 'n reddingsbootjie gegee. En gesê, hierso is geleentheid, want onthou, God is nog steeds rein. Op hierdie stadium is die onderskeid tussen rein en onrein, was dit God en die mens. God is rein, die mens is onrein. Dit was die onderskeid tussen rein en onrein. Maar na die onderskeid tussen rein en onrein, kom die Here en hy gee vir die mens basies 'n reddingsbootjie, en sê vir hom, maar nou kan ek vir jou reinheid verskaf, sodat jy met my kan kommunikeer. En die Here gee vir die mense, sê vir die mense, hierdie diere is rein, moenie hulle eet nie, eet die rein diere, sodat die mens kan rein wees. Want die enigste manier hoe die mens met God kan kommunikeer wat rein is as die mens ook rein is. En God kom en hy gee vir hulle die offers in die tempel, hy gee vir hulle die 10 gebooie, hy gee vir hulle die Paasfees, hy gee vir hulle die Paaslam, hy gee vir hulle al daardie dinge om die mens rein te maak. Hy gee vir hulle die priesters, hy gee vir hulle die hoëpriester, maar op die einde van die dag is dit eintlik net een man, 1 jaar, die hoëpriester, wat eintlik regtig met God kommunikasie. So jy kan sien, dit is geweldig baie dinge wat die mense bedoel. Hulle moenie onrein vleis eet nie. Hulle moet offers bring reg deur die jaar. Hulle moet die 10 gebooie nakom, en dan staan nog geweldige reinheidsrituele waardeur die gewone priesters moet gaan. Na dit is daar nog ekstra reinheidsrituele en offers waardeur die hoëpriester moet gaan. En eers dan, na omtrent 'n jaar se voorbereiding, kan een priester vir 'n paar minute in die allerheiligste ingaan voor die verbondsark vir die Here, en hy kan met God kommunikeer. Dit klink dan maar geweldig baie goeders vir 'n bietjie kommunikasie met God, maar dit was tog die moeite werd. Nou, dit is waarvoor die reinheidsgebruike was, insluitend die eet van rein en onrein diere. Dit was alles om die hele volk Israel voor te berei vir daai paar minute elke jaar, wat die priester in die allerheiligste van die tempel sou ingaan. Dit was die doel daarvan gewees. Nou kyk ons na hierdie Nuwe Testamentiese gemeente van Timoteus en ons gemeente wat ook 'n Nuwe Testamentiese gemeente is. Ons kyk daarna en ons vra nou die vraag: wat moet ons met hierdie onrein en rein diere doen? Moet ons nou daarby bly soos wat in die Ou Testament gesê het, of wat is die saak? Nou, wat was die doel van dit gewees? Dit was om 'n verhouding tussen God en die mens te stel. Dit was saam met al die ander reinheidsgebruike van ou Israel, was hierdie eet van rein en onrein diere, was die doel gewees om die verhouding tussen God en die mens te herstel. Met ander woorde, toe Jesus Christus na die aarde toe kom, en hy sterf aan die kruis, en hy staan uit die dood uit op, kan jy al sien waarmee ek hiermee gaan? Toe hy uit die dood uit opstaan,
toe het hy 'n nuwe verhouding tussen God en die mens gestel. En hy het die offers van die Ou Testament, die reinheidsgebruik, alles absoluut gemaak. Omdat hy 'n nuwe verhouding tussen God en die mens gestel het. Nou hoef die mens nie meer vir 'n hele jaar lank voor te berei om 'n paar minute vir een persoon met die Here te hê nie. Nou is die hele verbintenis met die Here oop. Ons Here Jesus Christus het aan die kruis gesterf. Hy het hierdie hele gebruik, hy het die mens wat onrein was, en onthou wat het ek in die begin gesê, die mens was die simbool van onreinheid na die sondeval, en God was reinheid. Nou skielik het God gekom, en die onreine mens het hy rein gemaak, volmaak rein, so as in Jesus Christus. Hy het aan die kruis gesterf, die sondes betaal, die onreinheid betaal, hy het die offer gebring, die paaslam geoffer, hy was die paaslam, en met daardie offer het hy die wêreld weer rein gemaak. Alles wat by laat ek dit so stel, die Here Jesus het nie net vir die mens gesterf nie. Hy het vir alles wat hy, as 'n mens kyk na die skepping, alles waarvoor hy gesê het, en dit was goed, het hy gesterf, sodat dit weer goed kan wees. Met ander woorde, alles wat die mens onrein gemaak het die Here voor gesterf, en uit die doodheid opgestaan, sodat dit wat onrein is, weer rein kan word. Dit was sy doel van sy koms, om die skepping te wederbaar. Ons verwag 'n nuwe skepping, en die Here is reeds besig om hom te maak. Al die onreinheid gaan verval, en uit die as van 'n verwoeste wêreld, sal die Here 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Dis wat hy ons beloof het. En ons sien al gedeeltes daarvan. Die feit dat die Here dat die mens nie meer die simbool van onreinheid is nie, maar nou 'n verloste is. Dat Jesus Christus nou die simbool van die mens is. Die simbool van die verlossing is. Dit verander alles. En nou staan ons, en ons kan ook op die einde van die dag vra, en ons kan sien, dis hoekom ons die nie meer hoef te onderskei tussen rein en onrein nie. Want die Here Jesus het alles wat onrein is, het hy met sy kruisiging en opstanding rein gemaak. En dis hoekom hy vir Petrus gesê het, wat ek rein gemaak het, mag jy nie onrein maak. Dit wat het gesinspeel op Kornelius, wat 'n onbesnede Romein was. Die Here sê vir hom, ek het Kornelius, wat 'n heiden is, rein gemaak, jy mag hom nie onrein ag nie. Maar die Here het die voorbeeld gebruik van die voedsel, om te sê, selfs die voedsel het ek rein gemaak, jy mag dit nie onrein ag nie. Maar dis nog steeds nie waar dit stop nie. Want jy sien, daardie eet van rein en onrein vleis kan 'n mens nou nog steeds vra, maar is dit regtig so erg, as daar iemand is wat vir Christene leer, maar moenie die vleis eet nie? Wel, 'n mens kan seker as 'n mens nou regtig wil ingaan, kan 'n mens sê, ja, dit gaan oor jou motief, hoekom jy dit eet. Party mense eet dit oor gesondheidsredes, en daarmee is niks meer fout nie. Of eet op daardie manier as gevolg van gesondheidsredes. Daarmee is niks meer fout nie. Maar die probleem kom in wanneer mense dit vir godsdienstige redes eet. Want onthou, waarmee het die hele reinheidsgebruike saamgegaan? Die reinheidsgebruike het saam met die offers gegaan, om vir die mens om op te tree, dat hy homself kan rein maak vir daai een oomblik in elke jaar waar hy kommunikasie met die Here kan hê. Dis waarvoor dit was. So met ander woorde, as ons vandag kom en ons sê, mense moet, as hulle wil rein wees voor God, moet hulle net rein kos eet, hulle mag nie onrein kos eet. Dan is dit net so goed, ons sê, Christus se offer was nie genoeg nie. Ons sê, die offers van dan kan ons net soos wel sê, die offers van die Ou Testament moet teruggebring word, om Christus te help, om ons te versoen met die Here. En ons kan dadelik sien waarheen dit gaan. Dit gaan onmiddellik na 'n ontkenning van die woord van God, 'n mistasting van sy verlossing, 'n gruwelike ding wat dit sal veroorsaak. En weet jy, van almal wat dit doen, is daar net een persoon wat lag, wat lekker kry, die duiwel. Want die oomblik wanneer ons begin kwel oor reinheidsgebruike en alles, het hy gewen, want ons ontken Jesus Christus se kruisiging.
Jesus Christus het ons klaar rein gemaak. Niks kan dit verander nie. Nie eers sonde nie. Ja, ons moenie sonde doen nie. Maar die feit as ons sonde doen, gaan nie my verlossing verander. Dit gaan dalk verander dat ek nou weer op my knieë moet staan voor die Here en smeek vir vergifnis, maar die genade is, terwyl ons smeek vir vergifnis, weet ons reeds ons sonde is vergewe. Want Jesus Christus se offer was genoegsaam dat ons die onreinheid wat die gebooie oor ons kan bring, nie weer oor ons kan bring. Hoewel ons nog steeds rede het om die 10 gebooie na te kom, doen ons dit nie omdat ons gered word nie, of sodat ons gered word nie, maar omdat ons reeds gered is. En so ook met die reinheidsgebruike, daardie reinheidsgebruike is daar gewees net vir een doel. Die 10 gebooie was vir meer as een doel gewees, daarom moet ons dit vandag nakom, maar die reinheidsgebruike was vir een doel gewees. En dit was om die mens voor te berei vir daardie een dag van die jaar. En so kan ons in ons hele lewe kom en ons moet vir onsself begin vra, maar hoekom doen ons sekere dinge? Voordat een of ander ou wat amper sê ek is slegte woord, een of ander ou wat met 'n simpel idee na ons toe kom en met ons koppe smokkel en sê, weet jy hoekom doen jy dit? En nog voordat jy kan dink, dan sê hy vir jou hoekom hy dink jy doen dit. Dit is hoekom Paulus dit sê, want daar kom mense na hulle toe, weet julle hoekom eet julle onrein vleis? En dan voordat hulle vir hulle antwoord, sê vir hulle een of ander nonsens, en voordat die mens behoorlik kan dink, dan glo hulle die persoon, en jy dink dit is nie so maklik om 'n klomp nonsens te glo nie. Weet jy hoeveel SMS'e het ek hierdie jaar gekry, wat een of ander iets vertel het wat nie waar is nie? Ek het 'n nuwejaarsboodskap gekry van iemand wat ek ken, en hierdie boodskap het gesê, het julle geweet dat Februarie, hierdie jaar, 4 maandag, 4 dinsdag, 4 woensdag, 4 donderdag, 4 vrydag, 4 saterdag, 4 sondag, het julle dit geweet? Hierdie Februarie het hulle gesê, is vir eerste keer, dit gebeur elke 826 of wat ook al jaar gebeur. En weet jy hoeveel het daai SMS aangestuur? Ek het op die kalender gekyk, 2017 het dit weer. Februarie het 28 dae, daar is net een manier hoe dit kan wees, daar moet 4 dae van elke week in 'n Februarie wees, anders het Februarie nie 28 dae nie. Dis hoe maklik mense dinge glo, want ons dink nie vir onsself nie. Ons sien die ding, en ons sê, ek het nog nooit daaraan gedink nie, dan stuur ons dit aan. En dis 'n vraag wat Paulus ook hier vra, wat ons vandag vir ons kan vra, weet jy hoekom bid ons voordat ons eet? Wie van julle het al so ver gedink? Hoekom bid ons vir ons kos? Hoekom sê ons dankie vir ons kos? Meeste sal die antwoord sê, want ons sê dankie dat ons nie dat ons kos het om te eet, ons kon niks gehad het. Hoewel dit die waarheid is dit nie die hele waarheid nie. Dit is net 'n stukkie. En onmiddellik kan 'n dwaalleraar daar vir ons kom en vir ons sê, nee, maar julle bid kos, en een ding waarvoor dit lief is in vandag se tyd, is baie lief om ons te beskuldig dat ons die songod aanbid. En hulle sal seker op 'n stadium vir ons sê, nee, ons bid vir die kos van 'n songod aanbidding, en dan gaan ons hulle glo. Die rede hoekom ons vir ons kos bid, is dat ons doen dit, want elke keer as ons vir die kos bid, staan ons voor die Here, en dit is eintlik 'n danksegging, nie vir die voedsel wat jou liggaam voed alleenlik nie, maar 'n danksegging vir die Here, te sê, Here, dankie, dat die reinheid van my liggaam nie meer afhang van hierdie kos nie. Dis waarvoor ons dankie sê. Die reinheid van my siel hang nie af van die kos wat ek eet nie. Met ander woorde, die feit dat hierdie kos wat ek eet, gaan geen verskil maak aan of ek hemel toe of hel toe gaan. Dis waarvoor ons eintlik dankie sê. Dis hoekom ons bid, dis waarvoor dit in die begin ingestel het. Dit was nie dankie vir die kos nie, dit ook. Maar dit was dankie vir die verlossende genade van Jesus Christus. Dat nie die sonde van die wêreld nie die kos wat ek eet nie, niks kan die feit dat ek geregverdig voor God staan verander nie. Niks kan verander dat ek vandag met God kan kommunikeer nie. Niks kan verander dat ek nie meer hoef te wag vir elke jaar, vir eenmaal 'n jaar, 'n paar minute, dat iemand anders namens my met God praat nie.
Ons hoef nie daarvoor te wag nie. En dis die wonderwerk van wanneer ons eet. Is dit ook nie wonderlik hoe 'n mens vir so 'n klein dingetjie eintlik veronderstel is om te herinner te word aan die groot genade van God nie. Net deur om jou oë toe te maak en te dank vir jou kos. Dank jy vir soveel meer. En so moet ons met elke ding kyk. Hoekom doen ons dit? En dan moet ons nie luister na enige ander persoon nie. Ons moet kyk in die woord van die Here. En amper so met meeste van die goeders wat ons in die kerk doen, is die rede amper dieselfde. Met klein verskille. Is om ons te herinner van die groot genade van Jesus Christus. Die bid vir kos herinner ons, jy is verlos en kos kan dit nie verander nie. So is dit met die huwelik, wanneer ons volgende week daarna kyk, so is dit met elke ding. Die genade van God is ontsaglik groot. En elkeen van ons het dit ontvang sonder dat ons dit verdien. Ons kan net vir die Here sê, dankie. Dankie vir die kos. Dankie vir die verlossing. Dankie vir die boodskap. Ons hoef nie te dink, alles wat ons doen is net 'n blote afsny van die punte van die worsie nie. Party goeters is. Maar ons moet versigtig wees om nie alles te bevraagteken nie. Want veral wanneer dit by die dinge van die Here kom, die Here is baie lief daarvoor om vir ons rituele te gee, wat ons oor en oor doen om ons te herinner van die waarheid. Ons taak is om nooit te vergeet nie. Ons moet nie net hierdie goed vir ons kinders oordra, en hulle weet nie hoekom hulle dit doen nie. Ons moet hierdie goed aan ons kinders oordra, die ritueel, byvoorbeeld die ritueel van gebed voor ete. Ons moet dit oordra dat hulle dit moet doen en hoekom hulle dit moet doen. Want dit is wat die Here ons vra en as ons dit nie doen nie, dan los ons en ons kinders vatbaar vir 'n dwaalleer om hulle van die Here af weg te roof. Dis die groot genade. Die Here gee dit vir ons. Ons moet dit nie weggooi nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons ook vandag voor U kan staan. Dankie dat ons weet dat U met ons is, en dat ons vandag voor U kan staan, en al bid ons nie nou vir voedsel nie, dank ons U vir die genade, wat ons het, dat ons verlossing nie deur iets soos voedsel bepaal word nie. En dit word nie eers deur die duiwel of deur sonde bepaal, maar dit word deur U bepaal. U verlos ons van ons sondes. U maak ons rein, en U maak dit ook rein. Laat ons wegbly van sonde, omdat dit nog die enigste onrein ding is wat oorgebly het. Maar dat ons U genade sal aanhang, en die reinheid van die woord sal uitleef. Dat ons nie dwalinge sal duld nie. En dat ons al die dinge wat ons doen, nie net die ritueel aan ons kinders sal oordra nie. Maar dat ons die boodskap daarvan, die werklike betekenis, ook aan ons kinders sal leer. Dat hulle sal weet waarom ons bid vir kos. Dat hulle sal weet waarom ons doen wat ons doen. Hoekom hou ons huisgodsdienst? Hoekom kom ons elke Sondag kerk toe? Hoekom doen ons al hierdie dinge? Laat ons dit self besef en self ook oordra. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing Gesang 117. Gesang 117, daarvan sing ons net die eerste vers. Gesang 117 vers 1 as antwoord op die woord van die Here. Sama
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, deur die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.